begin deur te sê, die Ou Testament was steeds vir die vroeë Christelike kerk die skrif wat hulle gelees het. En die prediking wat later in skrif neerslag gevind het, het dit bewys, en dit gebeur in hierdie gedeelte. 1 Petrus 2. Hier's 'n baie lang sitaat, terwyl Petrus dus so met die mense praat, of skryf vir hulle, sê hulle moet vashou en nie laat losbreek ruk van die hoop wat in hulle lewe nie. Sê hy soos die skrif sê, en nou haal hy Psalm aan, Psalm 118, die gedeelte veral, waar daar sprake is van die klip wat deur die bouers verwerp is, dit het die hoeksteen geword. Maar wat aangrypend is dat hierdie Psalm 118, wat eintlik 'n oorwinningspsalm is, deurspek van lydingsmomente, maar ook deurspek van die belydenis dat die Here deur al hierdie lyding heen sy woord gestand gedoen het en doen wat niemand anders kan doen. Die gedigte mag van God, wat teen alle skynbare tekens en verwagting in, die bordjies verander. Eensaam laat woon in 'n huisgesin, armes optel uit die stof, maar rykes verneder en sonder kos wegstuur. Hierdie psalm sing oor die God wat ook in lyding die bordjies kan draai. Dis waarskynlik die rede hoekom Petrus hierdie gedeelte aanhaal en vir die gemeente sê, maar onthou hierdie psalm. Hierdie psalm praat van die God wat wonders doen. Hierdie God wat dit laat gebeur wat geen mens ooit kon vermoed nie. Maar hy doen in die aanwending van hierdie psalm twee dinge. In die eerste plek sê hy baie duidelik hierdie klip waarvan daar sprake is. Gaan nie oor die klip van die tempel in Jerusalem. Hy sê dit gaan oor Jesus. Hy is die klip wat verwerp is en wat die hoeksteen geword het. Kry in die Pauliniese brief, Paulus brief aan die Efesiërs ook hierdie selfde beeld van Christus het die lewende hoeksteen geword. En saamhangend daarmee sê hy nou vir hierdie mense, laat julle opbou as lewende stene tot 'n geestelike huis waarin God woon. Efesiërs sê tot 'n woonplek van God deur sy Gees. Dis 'n oneindig kragtige uitspraak van beide die skrywers, Petrus en Paulus, om te sê, nie die tempel as 'n plek van klip gebou ergens in Jerusalem, waaroor daar soveel oorloë was en dalk nog sal kom, is die middelpunt van God se teenwoordigheid in die wêreld. Maar julle is. As jy na God gaan soek jy te vergeefs by die tempel. Jy moet by die appel van sy oog, by die geloofsgemeenskap gaan soek, want dis in hierdie geloofsgemeenskap wat God woon deur sy Gees. Sy teenwoordigheid in die tempels wat hulle toegedink het, is eintlik niks in vergelyking met sy teenwoordigheid in die hart en binne die gemeenskap van die gelowiges nie. Dit is in die lewens van hierdie nuwe mense wat God sy lig wil laat skyn te midde van die duisternis. God se nuwe tempel. Sy nuwe tempel is mense wat bewoon word deur sy Gees. Is die uitstalvenster teenoor die wêreld waarom hy die bedoeling met sy
met sy geliefdes, met sy skepping wil duidelik maak. Eintlik moet 'n mens sê dat die geloofsgemeenskap as 'n ruimte waarbinne die liefde so oortuigend leef dat Jesus self daarin asof sigbaar afbeskou. Een stukkie van die wêreld is wat alreeds vooruit is. Wat alreeds 'n voorsmaakie bied van hoe 'n verloste hemel en 'n nuwe aarde sal lyk. Is weer met tempeltaal. Dat hierdie man verder gaan om nou in die lig van die beeld van die mense as tempel te sê, julle is 'n tempel van God, maar julle is ook 'n koninklike priesterdom wat geestelike offers bring. En ons weet wat beteken die geestelike offer. Paulus skryf dit daar oor in Romeine 12 as hy sê, die offers wat julle moet bring, is julle self. Soos wat Christus homself gegee het, moet jy jouself gee. Wat gebeur as God homself? Of wat gebeur as God ons ontvang wanneer ons vir hom gee? Hy gee ons nuut terug aan onsself. Sodat ons wat kan doen? Weer onsself aan hom kan gee. Dan kan hy agterkom, hierdie gee en neem, is die geskiedenis van die liefde. Om deur hom ontvang te word en weer vrygelaat word in die wêreld tussen medegelowiges. Om geestelike offers te bring wat so skynende ligte in donker, die patroon, die skema van die gelowiges word. Paulus skryf aan Romeine 12, hy sê, as gelowiges moet julle nie gewoon of in ooreenstemming met die skema van die wêreld leef nie, maar julle moet noukeurig en gelowig vashou aan die voorbeeld van Jesus. Sodat God julle kan verander om julle denke te vernuwe, sodat julle in die liefde kan leef. Omdat julle 'n onaantastbare hoop het, kragtens die opstanding van Christus. Nou, hierdie opmerkings is nie bedoel of te verstaan as algemene opmerkings wat geen kant waar raak nie. Dis gemik op die heel spesifieke konteks van vreemdelinge en bywoners. Ek het net al gesê, in daai gedeelte van die Romeinse provinsie, Klein-Asië, was die Christenvervolging baie erg. Dis mense wat nie kon reken met die welwillendheid van die regering of die goeie guns van die keiser. Allermins. Dis in die harde werklikheid van hulle bestaan dat die hoop en die troos van die evangelie hulle moet sterk maak. En dit, broers en susters, is die baken, skryf in die volgende brief, wat baie vas is. Hy sê, julle sal goed doen, as julle in sy lig bly, hierdie prediking aangaande Jesus, totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Verwysing na Christus se finale oorwinning. Al is die donker hoedig en ondeurdringbaar, al is 'n wêreld waarin ons leef alles behalwe die ideale wêreld, maar 'n wêreld wat bloei uit 1000 wonde. Gister en eergister, eeuwe der eeuwe tot en met vandag, kan die lig nie uitgedoof word. Want in die een wat as die groot vreemdeling ingestap het in ons donker wêreld, het God sy eie teenwoordigheid bekend gemaak as die een wat intrek neem in sy tempel. Om nooit weer van hou weg te wees.
Dis met die koms van Jesus en sy hemelvaart gister, Pinkster later aan, wat die Here sê, my gekose woord is by die mense. Hy is 'n God vir mense. Die enigste bron van hoop, ook te midde van lyding, is hier aan vasgemaak. Dat die lewende in die liefde lewe en in ons beleef. Omdat hy by ons en in ons as sy nuwe tempel bly, is niks wat ons moet ly of ontbeer vreemd vir hom. En gebeur dit nie agter sy rug. En daarom kan ons ook in die lig van hierdie versekering dit saam met die kerk van die eeue sing. Niks wat ek op aarde ly nie kan my van sy liefde skei. Ek sal juig in pyn en vrees in my Here oorwinnaar wees. Ja, en die liefste word hier gesing oor die almag en alomteenwoordigheid van die liefde. God se liefde wat nooit vergaan. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U na ons toe kom, ook wanneer ons U van ons wil weg. Dankie dan so 'n ronde woorde in ons eie taal sê wat ons moet hoor. Dat ons kan opstaan tot die vreugde. In die lig van wat ons vanoggend ook gehoor het, Here, ons bid vir die wêreld. Ons bid vir hulle wat ly. Ons bid vir hulle wat hierdie toedoen van ander mense aan die ergste vervolging blootgestel word. U weet dat ons vir onsself gevaarlik is. Verlos ons van onsself. En lei ons op 'n nuwe en lewende weg. Agter Jesus die seun. Oor ons bid, ook vir die land waarin ons woon, en die troebel tye wat ons beleef, ook met die oog op verkiesing wat op hande is, vra ons dat U die bose van ons sal weer, of anders tot ons bes wil keer. Leer ons, gee ons die woorde, om U te aanbid, as die een wat is, wat was en wat kom, wat U hande werk, nooit laat val. Amen. Goeiemôre. Net 'n paar afkondigings asseblief. Ons vra maar dat U ons sal ondersteun daar by die tiener mandjie daarvoor en ook daar waar behoeftig is in die huise is. Asseblief dat U vir ons daar ook ondersteun. Ons vra ook dat iemand hierdie boekie gaan en daar waar ons projekte hanteer, die toppies en waar U die toebroodjies nie weet waar jy kan betrokke raak, asseblief help vir ons daarmee. Daar is ook tee vanmôre. Daar is 'n versoek dat die pappas of dalk die manne dalk vir die dames kan tee skink vanmôre. As jy dalk bereid is om te kom help asseblief, die pappas dalk. En dan wil ons vir dokter Andri sê baie dankie dat u vanmôre by ons was en vir ons die woord gebring het. Ons waardeer dit. Baie dankie.
Kom ons sluit af met lied 478. En ek dink dis bekend. Vaste fondamente het God sy kerk gebou. En dan kan u dit ook so verstaan dat die vaste fondamente waarvan sprake is 'n metafoor vir hierdie onoorwinbare, gegronde, nuwe werklikheid wat ons is, wat dit van hom ontvang. Vaste fundamente het God sy kerk gebou, apostels en profete met ons toe vertrou. Die koning van die hemel, hy skep die Heilige Gees, verloren is op aarde, dan was sy fontein wees. Hy roep uit alle volken, 'n volk vir hom te sing, in geloof en waarheid, in sy heilige naam. Ek gee die brood, die beker, ek gee die heilige loon, om hulle te verseker, ek het jou hier gewoon. Ja, hy is hier, hy is die rots, sy fundament is vast, hy is goed, o ja, hy is hier, hy is die rots, sy fundament is vast, hy is goed, o ja, hy is goed. O, hier skryf in ons harte, dat ons dit nooit vergeet, al weinig ons die smarte, al handel ons die leed. Die kruis van ons verlosser, sy verste hoop, in 'n verwarde wêreld, bring dit weer vaste hoop. Ja, hy is hier, hy is die rots, sy fundament is vast, hy is goed, o ja, hy is hier, hy is die rots, sy fundament is vast, hy is goed, o ja, hy is hier, hy is die rots, sy fundament is vast, hy is goed, o ja, hy is hier, hy is die rots, sy fundament is vast, hy is goed, o ja, hy is Broers en susters, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus,
die liefde van God ons Vader, die liefde wat nooit ophou, en die inwoning en kragtige werking van die Heilige Gees sal met julle wees en bly nou en vir altyd.